Ons sê dus, Vader, dankie dat U ons kon gehoorship het, Abba, en U is ons elke dag, halleluja. Halleluja, wat beteken, prys Jahweh. Mag ons asem, ons in en ons uit, U naam prys elke dag. Vader, ek bid nou dat U sal spreek, Vader. Ons is honger vir die brood, ons is honger vir die brood wat Yeshua is. Hy is die brood, hy is gebore in Bethlehem, wat beteken huis van brood. En daarvoor kom ons, Abba, en ons is honger vandag. Ons bid dat U sal spreek, die kinders luister. U diensknegte, U priesters, U chosen ones. Abba, U sê U het ons gekies. Baie is geroep, maar min is gekies. En U sê U het ons gekies. Daai tyd uit Egipte uit. Het hy ons sê daarso dit noem dat you're a chosen generation. Dankie daarvoor dat U ons gekies het. Dankie dat U ons eendag op 'n stadium in ons lewe geroep het en ons gekies het tot heiligheid, soos Petrus sê, van wees heilig, want U is heilig. Mag ons so wees vir U, Vader. Mag ons kadoors so wees. Spreek nou, Vader. Dankie, Abba. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Wat sê, so ons is vandag besig met die stam Asher. Asher. Dit is 'n baie interessante stam. Dit is nogal baie vandag. Vandag is ek asseblief ek preek nie oor tiendes nie. Want dit is ons altyd die grootste ding wat mense sê is van ja, kyk nou weer daai pastoor of daai predikant, hy praat nou net weer oor tiendes. Hulle kort seker weer tiendes. Nee, dit is net saam met dis glad nie my doel nie. Dit is net dit gaan oor Asher. So ja, mag Ruach ons lei, mag Vader se Heilige Gees ons lei in hierdie tydjie en net dat ons net sy stem sal hoor. Dus ons weet dat Jakob, nou ek weet net gou vinnig terug, Jakob se naam het verander is na Israel toe. En dan volgens Hebreërs 10 teken almal vir ons hierdie skadu's van dinge wat kom. Dit is so mooi is hoe sy hele woord hierdie skadu's is, hierdie prentjies is, sy hele woord is soos hierdie stories. Ek sal dit vir 'n kind soos 'n kind wat 'n inkeerboek kry en die Torah is die inkeerboek. Hy sê hele prentjies en alles, die storieboek. En dan kom Yeshua in die Nuwe Testament en kom kleer dit vir ons in. En dit is wat so mooi maak. So dit is alles wat Yeshua kom doen en vervul het. Maar ook hierdie prentjies wat ons kan leer van die bruidskap. Hoe Vader wil hê ons moet lyk vir hom, hoe ons moet wees, want hulle staan daar voor die beloofde land en Vader Jahweh sê maar kies blessings, kies curses, kies dit, seën vloeke, kies, julle moet kies. En hy gee die insettinge en verordeninge en sy wet gee vir hulle as 'n ewige instelling vir generasies. En ons het laasweek het ons gepraat oor die generasies en ek het gaan kyk oor die generasies. Baie interessant is want Vader sê hy sal vir ons, hy sal julle dit is ewig, dit is sy insettinge, sy verordeninge is vir 1000 generasies. En as jy gaan kyk 1000 generasies vandat waar Joshua staan voor die beloofde land en 'n generasie volgens die woord is 20 jaar daai tyd, want in 20 jaar het jy 'n man geword. As jy die generasies gaan tel of uitwerk, het ons nou eers 172 generasies van die 1000 uitgeleef. So ons is in die 172 generasies van 1000 generasies, daar's baie generasies oor, so ek weet nie so lekker nie, as Abba van Vader sê van 1000 generasies wat ons dit moet doen, is daar nog so 800 plus, 700 plus generasies nog wat moet kom. So ons moet nog steeds dit doen. Dis hoe hy sê, 1000 generasies. So ja, net so interessantheid is daar, 'n prent is van iets mooi wat gebeur het. Jy het al iets 'n prentjie gekry van iets wat mooi is? 'n beeld, nee 'n beeldjie, soos 'n blom. Wat 'n blom of nee? So 'n simpel voorbeeld. Enigiets 'n ornament. Ek wil nie sê beeldsins ons maak nie beelde maak. Enige ding wat vir jou mooi is en jy laat lig op hom skyn, is daar so 'n skadu wat hy maak. En die skadu wat gemaak word gevorm as gevolg van daai beeld en dis wat so mooi is want dit is presies wat Yeshua se lig kom doen het op Vader Jahweh se woord. As hy lig op hierdie woord kom en sy lig skyn op hierdie woord, wat Yeshua is die lig, dan gaan daar 'n mooi skadu wees. Maar jy het die woord nodig om 'n skadu te kry. En dis die skadu waarvan Abba praat. As jy die woord gaan wegvat, as jy Ou Testament gaan wegvat, gaan daar nie 'n skadu wees. Dan is daar net lig. Lig het iets nodig om 'n skadu te maak. Dawid
byvoorbeeld was 'n groot voorbeeld gewees van waar hy in die skadu van die verbondsark, agter die verbondsark in die skadu gaan skuil het. Net so moet ons vandag skuil. Covenants kinders van Abba, daai prentjie van die ark wat hy so in sy skadu gaan skuil het, daai prentjie wat ons as covenant kinders van Vader Jahweh, ons het daai verbond nodig en ons moet skuil in die skadu van die verbond. Ons moet sit in Yeshua en Vader teenwoordigheid kom sit elke dag van ons lewe. So ek wil vandag praat oor Asher en die roeping van Asher, want wat is die skadu vir ons? Wat is die laat ons die lig op dit, laat Yeshua gee vir hulle dit vir Yeshua ding en laat die lig op dit skyn en beleef die skadu van hom. Ons kan baie leer oor die seuns van Jakob en ons kan selfs leer oor die dogter Dina. Ons kan leer oor die dogter Dina wat ook 'n goeie les is vir ons, want ons wil altyd net leer oor die 12 seuns, maar wat van dogter Dina? Dogter Dina wat gegaan het en sy in plaas van waar sy hier by haar ouer huis moes wees en by haar pa en haar kind, die boeties moet wees, het sy gegaan en sy het gaan groener weivelde soek daar buitekant. Sy het saam met die wêreld gegaan daar buitekant en wat het gebeur? Wat kan ons leer uit Dina uit? Sy is verkragt op die einde van die dag. En Levi en Simeon het swaar gekry daaronder. Jakob sê daar so, julle het my op sy Genesis 49 sê Papa Jakob sê maar seuns julle kon nie vergewe nie. En ons kyk van Simeon het in die hele Juda het hy nie sy eie land gehad nie as gevolg van kwaad wat hy vir 'n dog sy sussie gehad het wat uitgegaan het wat sy nie moes gaan doen het. Want dogters kom op 'n stadium in hulle lewe wat hulle hierdie ding kry van hulle wil uitkom, want dit is nie, hierdie huis is nie meer nice nie. En dan kom hulle uit en dan kry hulle seer. En dan moet die pa hulle regmaak. Dis altyd die ding, so ons kan leer daaruit vandag. Dis die skadu wat ons kan leer vandag. Ons kan leer uit hulle foute uit. Dis kom Vader vir ons sy woord gee, dis sy handleiding, dit is van, my kind, hierso is wat ek vir jou het. Die vyand is daar buitekant soos 'n brinneleeu. Jy het 'n keuse, gaan jy vandag hierdie woord, gaan jy dit leer, gaan jy dit joune maak, want as jy gaan ander kant toe gaan jy seer kry. Dis wat Vader Jahweh vir ons gee in sy hele woord. En ons het 'n keuse om te maak. Hy sê kies blessing, kies curse. Punt. Joshua, julle gaan in die land ingaan. Hy sê daar, hy waarsku julle, pas op. Moenie dat jou kinders, moenie dat jou seuns saam met die ander dogters wat buite covenant gaan gemeenskap hê nie. Moenie. Want hulle gaan julle mislei. Wat doen hulle? Wat doen hulle met Bileam en Balak? Verlei hulle met die meisies daar buitekant. Oop, uit covenant uit. Dis die vyand se plan. So ek gaan vandag lees oor Asher, dat ons leer oor hom, leer oor die seun, wat kan ons leer uit? Genesis 49 vers 20 sê, Asher, en dis wat Jakob uitspreek, Israel uitspreek voor sy sterfte. Asher, sy spys is vet, en hy lewer koninklike lekkernye. Kyk, as ek nou 'n seun was, kyk, Simeon het nie lekker gekry, Reuben het nie, almal het bietjie moeilike woordjies gekry, maar hier kom Asher, wow, papa, dankie, ek het spys is vet, en ek lewer koninklike lekkernye. Sê, ja, dis cool, ek kan nie wag om nou te gaan nie, papa, jy gaan nou doodgaan, en ek gaan nou aangaan my lewe. En Moses, ons gaan nou lees wat Moses gesê het, en dan het hulle in die beloofde land gegaan. En die vraag is, het hulle wat sy pa gespreek het dit uitgekom, want volgens wat Jakob spreek is voorspoed en guns wat hulle gaan hê. Dis uitgespreek. So kom ons kyk net, wat beteken die naam Asher? Nou, die naam is baie belangrik, want as die naam wat Vader Jahweh gee, hy sê daar so, jou naam is in sy handpalm geskrywe, voordat jy gebore is, het al klaar jou naam geken. Jy is sy eiendom, a chosen generation, hy het jou gekies, hy het, hierso, Peer, poep, op sy hand. Maar as jy nou groot met sy hand is, is al die mense sy naam op sy hand geskryf is. Dis hoe groot Vader se hand vir ons is. Naam beteken baie. En baie keer beteken jou naam of wat iemand oor jou spreek gebeur. Soos Yeshua. Hoekom het hulle hom Yeshua genoem? Verlosser. Dit beteken verlosser. Ons moet baie versigtig wees oor wat ons oor iemand spreek. Want daar mag dalk lewe en dood in die tong wees.
In Genesis 30 vers 13 gaan lees ons oor die mammas gespreek het oor Asher. Daar staan geskrywe, daarna het Silpa, die slavin van Lea, vir Jakob 'n tweede seun gebaar. Toe sê Lea, ek gelukkige, want die dogter sal my gelukkig prys, en sy het hom Asher genoem. So, daar staan in Engels sê, the daughters will call me blessed. So Asher se naam is net hierdie mooi, seëninge, lekkernye, koninklike lekkernye, vet. Ja, vet soos in biltongvet. Daai lekker vet, nie vet wat ons nie van hou nie. Ja. So die naam Asher beteken om geseënd te wees. Kyk jy na die Hebreë betekenis van Asher en jy sit by mekaar, hoor gou hierso. Beteken Asher regheid, eerlik, leierskap, vooruitgaan en om dinge reg te maak. Dis wat Asher beteken. Dis 'n mooi naam. So Asher is van geboorte geseën en hierdie belofte van voorspoed en guns vir hom. Nou buiten die oorlog en oorvat, altans terugvat van die beloofde land Kanaan, is daar ook guns en land van melk en honing. Nou hulle is in die land van melk en honing ingegaan. En ek het al baie keer gesê, was dit net melk en honing gewees? Nee, daar was oorlog gewees. Daar was reuse daar binnekant gewees. En ek het laas week gepraat van ek was Paulus Willis, gaan ek praat oor daai reuse wat in die beloofde land wag. Om te kyk na elke reus, want dit is hier giants wat ons vandag wys. Die parebye, die hyenas. Hulle wag. Daai, hoe sê daai storie van Kanaan, van Kain en Abel. Kain, sonde lê en loer vir jou. Hy wag. Daai giant sal daar wees. Genesis 12 vers 7 sê, daarom verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. So dis 'n belofte wat Abba Vader Jahweh aan Abraham maak. 'n Ewige verbond wat hy stig met Abraham en sê, ek gaan vir jou 'n land gee. En het hy? Ja. Al het die vyand hom oorgeneem, al was al daai reuse daar binnekant gewees, al moes hulle eers deur die woestyn gegaan het, al moes hulle eers deur droogte gegaan het in Egipte, onder slawerny gewees het, hulle het hulle beloofde land gekry. Vader Jahweh het hulle geseën as gevolg van Abraham se gehoorsaamheid. Is ons geseënd vandag, want anders was ons nog slawe in Egipte. Deuteronomium 28 vers 8 en 12 sê, die Here sal jou seën oor jou gebied, in jou skure, en in alles wat jy in jou hand aanslaan. Dis die belofte vir hulle. En hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou sal gee. Vers 12 sê, die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel vir jou oopmaak, om die reën van jou land op die regte tyd te gee, en om al die werk van jou hand te seën. En jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. Hierdie is 'n baie belangrike vers. Daar is die belofte wat gegee is aan Abraham. En hulle sê, Deuteronomium, wat Moses hulle gespreek het, wat Vader Jahweh vir Joshua hulle sê, voor die beloofde land ingaan. Julle sal geseën wees, en julle sal nooit hoef uit te leen. Te leen nie. Julle gaan genoeg hê om ander mense uit te leen. Dis ek dink. En as Vader sê, is vir 1000 generasies is dieselfde, beteken dit is vandag nog vir ons. Maar hy soek covenant. Hy soek Joshua wat opstaan, as for me and my house, we will serve the Lord, choose whom you will serve. Dis dit. Vader het 'n plan vir ons voorspoed en guns. Vra vir Abba wat tussen jou blessing en hom staan. Vader, hy wil hê ons moet dit geniet op aarde. Hy wil hê dit moet goed gaan met ons. Maar wat het met Israel gebeur? Hulle het heeltyd gesondig, dan het hulle geval. Gaan lees Konings, gaan lees Rigters, gaan lees al daai stories oor Israel, hoe baie keer hulle geval het. Dan kom maar 'n goeie koning en dan seën Abba hulle weer. Dan kom maar weer 'n slegte koning, dan val die land weer. Hulle het heeltyd geval. En dis wat ek nou gesê het van Israel byvoorbeeld daai meisies. Daai ander wêreldse meisies soos Samson, die ander meisies. Die wêreldse meisies. Het hulle heeltyd laat val, uit covenant uitgemaak. So daar gaan warfare wees, maar ook guns in die plek van die koninkryk. Dawid beskryf dit so mooi, hoor. Ekskuus. Ek gaan vir ons weer 'n bekende vers lees. Psalm 23.
bekende vers. En hoe baie keer word hierdie vers nie gelees? In huise, in kerke, almal lees hierdie vers, want dit is 'n mooi vers. Psalm 23 is baie mooi. Maar hoekom lees ons net wat ons wil lees en los die ander uit? Vader Jahweh sê alles in sy woord. Jy kan net al die goeie goed wil lees. Ek het groot geword met hierdie vers. Ons gelees, Ou Testament. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Môre mooi sê dit. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, hoor wat spreek hy. Al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. So daar's wel 'n doodskade, maar ook lekker. Daar's ook guns. Die Engels sê meer beter, I walk through the valley of shadow of death. The shadow of death. Is hy dood daar? Het die shadow of death vir Dawid gevat? Of het hy net deur dit geloop? Hy sê, I walk through the valley of shadow and death. Hy het deur dit gegaan. Betekenis, Abba Vader vat hom deur. Nou baie interessant, die shadow of death in Israel, waar die ou stad in die oostelike muur gestaan het, is daar klomp grafte. Klomp grafte gesit, hulle noem dit die Kinderen Valley. Dis die shadow of death. Nou toe Dawid hierdie skrywe, I walk through the valley of shadow of death, het hy deur daai grafte geloop. Dit is so diep sloot. En dis baie profeties van hoe die bloed daardeur gaan loop eendag van, ek gaan nog praat oor die ander seuns, van bo af, van waar die plek is waar hulle oorlog gehad, waar die bloed so diep soos die perd se toom gaan lê, waar dit gaan afloop daardeur. Maar, wat baie interessant is dat hy daardeur geloop, en Dawid sit met hierdie ding van, sy seun Absalom wil hom doodmaak. Sy eie seun wil hom doodmaak. En hy skryf hierdie psalm. Ek loop deur hierdie valley of death. My seun wil my doodmaak, maar ek gaan daardeur, en hy sê, goedheid en guns sal my volg, en ek sal lank bly in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Hy spreek het, al is dit so moeilik hier buitekant, al is jou beloofde land, al is jou Kanaan so mooi vir jou daarvoor, jy gaan shadow and death kry, dit is 'n feit daai, die vyand kom vir jou. Maar die punt van die saak is, gaan jy daar bly in daai situasie in jou lewe, of gaan jy daardeur loop en lewe spreek? Wat is jou punt? Waar wil jy stop? Of gaan jy heeltyd in daai shadow of death bly? Dawid het 'n keuse gemaak. Hy sê, ek vertrou op U, Vader Jahweh. En dit is hoe hulle in die beloofde land ingegaan het. Dit is so mooi van die Jordaan, voordat Joshua in die beloofde land ingaan, moes hulle deur die Jordaan gaan. En die Jordaan is water, hulle is deur water in die belofte in die woestyn in, uit Egipte uit die vleispotte uit, moes hulle 'n wonderwerk kry in Egipte, in die woestyn in. Hier word hulle geskaaf vir 40 jaar lank, word hulle gevorm, en dit gaan moeilik, maar Abba is met hulle, en die laaste, voordat hulle in die belofte moet ingaan, is daar weer, hoe kan ons sê, 'n shadow of death, is daar weer 'n Jordaan voor hulle. Weer moet daar 'n wonderwerk gebeur, voordat hulle in die belofte instap. Baie keer in jou lewe, voel jy jete, maar ek is nou moeg vir hierdie woestynperk in my lewe, van skaaf, en van moeilik, en van slange, en dinge wat my pla, ek het nie my skoene, ek kort bietjie nuwe skoene, ek kort nuwe klere, dankie Abba, U beskerm my klere, my skoene gaan nie, maar ek kort bietjie Kanaan, ek kort bietjie beloofde land. Dan kom Abba en hy toets sy laaste keer, voordat hulle daai beloofde land ingaan, is daar water. En so mooi, is dat Joshua hulle van die verbondsark in daai Jordaan in,
toe covenant die water raak in die middel van Jordaan, toe split daai Jordaan en hulle gaan in 'n beloofde land. Wat het hulle geleer in die woestyn? Covenant. Covenant maak die miracle, die wonderwerk in jou lewe. En maak daai water vir jou oop, sodat jy in die beloofde land kan ingaan. Dis dit nie mooi. Geloof het die Rooi See oopgemaak, covenant. Soos 5, geloof, en die tweede enetjie is covenant. Dis hoe die wonderwerke in jou lewe kom, om beloofde land in te gaan. Vader Jahwe het hulle geloof getoets daai dag. En jouself dink, jy moet hier ingaan, en daai water weer vir laaste keer, jy het die woestyn tydperk, nou moet jy vir laaste keer nog deur die water gaan. Wat toets op? Gaan jy my regtig nog vertrou? Daai laaste enetjie voor, hier is jou belofte, hier is jou melk en honing. Gaan jy my vertrou? Maar daai geloof moes hulle gehad het. Dawid sê in Psalm 43 vers 5, want buig jy jou neer, o my siel. Dit is Dawid, né? Dawid het nie die maklikste lewe gehad op 'n stadium in sy lewe nie. O buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Mag hierdie 'n woordjie wees vir iemand vandag. Dawid praat met sy siel hierso. Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hy sê daar, hoop op God, want ek sal hom nog loof. Die verlossing van my aangesig en my God. Dis wat Dawid sê. Daar is soveel beloftes vir ons in die beloofde land, in ons beloofde land. Vader Jahwe vra net covenant. Hy vra soos Dawid, deurgrond my elke dag en wys my. Dawid kom prys vir Vader Jahwe in Psalm 100 vers 4. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofsang. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed, sy goedertierheid is tot ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag. Dit is wat Dawid, hierdie man van na God se hart gemaak het. Maak nie saak hoe sy omstandighede was nie. Dawid het Vader geprys. Maak nie saak wat. Hy het dit aanvaar, hy het sy loon aanvaar. Sy seun, eerstgebore seun is dood as gevolg van omrede hy saam met Batseba geslaap het en haar man laat doodmaak. Daar was 'n loon vir sy sonde gewees, maar na dit opgestaan, sy was gesalf, gat hy weer. En prys Vader Jahwe. Mag ons leer daardeur. So, Asher was baie voorspoedig gewees in die land. Hoor gou hierso, hulle het opbrengs uit die land laat kom, wat vir hulle gegee is, deur Jahwe. Hulle het gaan meer maak, wat oor hulle gespreek is. Nou baie interessant, 'n vrou Anna, wat ook 'n vroulike profeet was. Het jy al gehoor van 'n vroulike profeet met die naam Anna in die woord? Baie interessant. Nou sy was uit die stam Asher gewees. Lukas 2 vers 36 tot 38 praat daarvan. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel, uit die stam van Asher. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. En sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste gebede God gedien, nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. En toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na die stad Nasaret. Daai nog steeds die wet gedoen. En 'n kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom gewees. Yeshua. So Anna kom uit Asher, het net 'n bietjie interessantheid. Maar bevoorreg was Anna nie gewees om Yeshua te ken as kind nie. So Asher was ook 'n mondstuk van Jahwe gewees. Byvoorbeeld, bietjie geskiedenis van Asher. Hy het op die berg Ebal gestaan en 12 van die kursus op waarskuwings van Deuteronomium 7 uitgespreek om Israel te waarsku. Daai stuk voordat hulle beloofde land gaan, berg Ebal en Gebor, waar hulle die blessings en kursusse uitspreek. Asher was 'n mondstuk gewees. Hy het 12
van die kursus of waarskuwings uitgespreek, daai dag. En is waarskuwings vir ons vandag. Hoor hierso, Genesis 49, onthou dit, Asher sy spys is vet en sy lewer, en hy lewer koninklike lekkernye. Nou hierso is Moses se blessing in Deuteronomium 33 vers 24. Dit is voordat hy die beloofde land ingaan, voordat Moses berg Nebo gaan, spreek Moses se blessing uit. Hy sê hierso, en van Asher het hy gesê, geseënd is Asher bo die seuns. Kan jy sien hoe bevoorreg is die Asher? Tot Moses sê, bo die seuns, laat hy die liefling van sy broers wees, en een wat sy voet in olie insteek. Hier is iets niets wat Moses oor hulle spreek. Onthou net, Vader het deur Jakob het hy hierdie blessing gespreek oor Asher van hierdie koninklike lekkernye. En hier kom sê Moses, jy gaan 'n gunsteling wees, jy kan goed gaan met jou, en jy gaan jou voet in die olie insteek. Nou wat? Nou dis voordat hulle nog enigsins in hulle beloofde stukkie ingegaan het, wat Josua het gesê, hoor hierso, Asher, julle bly hierso, sorry Dan, julle moet hier bly, ek weet julle gaan nie van hou nie, maar nee, hier is julle plekkie, en al die dinge, verstaan, Josua het gesê, julle bly daar, waar bly julle, en hierso word klaar uitgespreek van, dat jou voet gaan in olie gesteek word. Nou as ek vir jou vandag sê, die een wat, jy gaan, hoor hierso, jy gaan jou voete in olie steek, dink jy nie, jy gaan soos, ek gaan seker mechanic word, iets van die aard, of ek gaan baie bak, ek gaan voet in olie steek, alright, ek dink as jy sê, okay, ek kan nie wag nie, hier is dit goeie goed vir my, en ek gaan my voet in olie steek, maar wat het gebeur? Kyk die guns wat Abba Vader vir hom gee, is 'n prent van voorspoed. Nou gaan lees jy Josua 19 vers 30, is dit waar hulle gebly het. Dan draai die lyn van Rama en tot die vesting Tyrus, dan draai die lyn na Asa en loop dood by die see. Dis nou bo, hulle het daar heel bo gebly by die see. Hulle daar by die see gebly. Hoe nog lekkerder is dit vir hulle. En die landstreek wat na Agsib toe lê, en Uma en Afek en Rehob 22 stede met die dorpe. Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Asher volgens hulle geslagte. Hierdie stede moet hulle met hulle dorpe. So daar in die noorde by die see het hulle gebly. Nou daarso naby die see van Galilea, die dinge wat in die noorde gebly het, Naftali was daar gewees, hy was 'n vegter gewees. Dit was daar 'n lekker plek gewees, daar bo by die see. Dis soos vandag kan sê, ek sien jy met 'n huisie by die see. Dis lekker. Dis mos nou die lekker vet wat jy kry mos nou in die beloofde land. 'n see plekkie. Dis see daai tyd was soos as jy land kon kry met see, was dit vir jou, jy kon vis vang. Daar was hawe gewees met bote, so jy kon weet dit is goed gewees om by die see te wees. Right. So, as jy vandag nou nog gaan kyk waar Asher gewoon het. Hoor hoe interessant is hierdie. Geskiedenis waar hulle gebly het, is daai hele stuk vol olyfbome. Maak dit nou sin, daai olie wat Moses sê van jy gaan jou voet in olie steek? Hulle het baie rykdom gehad. Nou hoekom sal Abba, net om te dink aan, hoekom sal Abba nou vir Asher langs Naftali sit met al hierdie olyfbome? Naby die see van Galilea. Is dit nie 'n anointing wat Joshua sou bring in daai area nie? Naftali was die see van Galilea gewees. En dis waar Joshua en die disippels, die meeste van die 4 boeke van die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, oorgeskryf. Die bergpredikasie. Die Abba kom sit die anointing, die olie wat hulle nodig het, die salwing olie wat hulle nodig het, olie nodig om te salf langs die plek waar die bruid antwoord vir die bruid, die verlosser, Joshua, sou preek. Dis nie mooi nie. Joshua is die woord. En hoor gou mooi in Sagaria 4. En julle kan dit gaan lees oor daai stuk van die 2 olyfbome van die visie van Sagaria 4, hierdie 2 olyfbome wat met hierdie olie wat loop en die kandelaar, die menorah vol met olie. En die menorah is die lig. Menorah verteenwoordig
in volgens die 7 kerke 'n bediening vandag. Die bruid, die huis van die bruid. Okay? Die olyfolie is hierdie salwing vir die bruid. Dis hoe baie belangrik olie is. Ek gaan lees die stuk oor in Matteus 25 van die olie van die 10 maagde. Die verstandige en die onverstandige is die olie wat hulle moes gaan koop het. Nou ja, waar was die 10 maagde gewees? By die plek van See van Galilea. Daar so bo, waar is olie? Net langsaan is die olie van die 10 maagde. Dat hulle moes gaan olie koop het. Kyk hoe amazing is dit. Habakuk gesê, klaar, daar moet olyfbome daar wees, want julle gaan baie olie kort. En dis wat so mooi is van Psalm 130, is daai olie wat so van Aaron se baard afdrup, die hoëpriester, wat op die borsplaat val, wat die bruid verteenwoordig en Yeshua, is die hoëpriester, hy's ons hoëpriester, en as daar eenheid is hierdie olie wat afdrup vir die salwing op die bruid. En dit alles gebeur in See van Galilea, die land van Naftali. Die bruid, vir die bruid die olie. So, met elke seën se positief, jy kan nou net dink, ja, Asher, hy vir hoe, baie goed gegaan met hulle, maar, wat doen die vyand? As iemand 'n mooi roeping het, iets moois is in die lewe, 'n roeping het, 'n calling het in sy lewe, wat kom doen hy? Hy kom trek weg. Hy wil jou aandag af wegtrek. So wat het Asher gedoen? Ons kan met elke seën sien hoe die vyand hom probeer keer het. Wat het die vyand Asher gedoen dat hulle weg? Die heel eerste plek, die heel eerste fout hulle gemaak het, hulle die Kanaaniete nie uitgedryf uit hulle land uit nie. Wat sê Vader Jahweh? Voordat julle ingaan in die beloofde land, wis hulle uit, tref hulle met die wanvloek, maak hulle dood. Maak hierdie wêreldmense dood. Hierdie wat die afgodsbeelde, hierdie dinge, wis hulle uit. Vat hulle uit hulle lewe uit. Julle moenie met hulle gaan gemeenskap eers hê met hulle dogters nie, sê Vader Jahweh, want hulle gaan julle mislei. Right? Hulle sluit 'n kompromie. Hoe baie keer gebeur het vandag se tyd, toe ons kompromie sluit met die wêreld. Ons sluit 'n kompromie, jy dryf hom nie uit nie. Jy gaan hê gemeenskap, nie fisies nie, geestelik, met die wêreld, want dit is mos nou cool. En dan draai dingetjies sê vir jou mooi uit op einde van die dag. En jy kom uit covenant uit, dis wat Vader Jahweh van jou steek, en dan val die hele kasteeltjie plat, en dan vra jy, hoekom het dit gebeur? Hulle sluit kompromie met die vyand, dis wat Asher gedoen het. En op einde van die dag, deur dit, moes hulle erfporsie deel met hulle. Hulle het hulle erfporsie gedeel, hulle moes hierdie geld, hierdie lekkernye, hierdie vet is 'n ding van, dit is voorspoed, guns, rykdom. Hulle moes hulle vet deel met die Kanaaniete, met 'n afgod. En selfs vandag, as jy gaan met kompromie sluit met hulle, gaan jy jou erfporsie, wat jy het by Vader Jahweh, moet deel. Rigters 1 vers 31. Asher het die inwoners van Akko en die inwoners van Sidon en Agalab en Asip en Helba en Afik en Rehob nie verdrywe nie. Dis baie afgodsouens. Sodat die Aseriete bly woon het onder die Kanaaniete, die bevolking van die land, want hulle het hulle nie verdrywe nie. Hulle was nie set apart, hulle was nie kadosh, hulle was ongehoorsaam. Dit is die blessing of curse wat Vader Jahweh sê. So, miskien is daar iets groters of iets meer wat vir jou wag in jou lewe, wat Vader Jahweh vir jou beplan het. 'n roeping in jou lewe. En dan staan ook iets in die pad. Iets wat dit keer. Dis die vyand. Vra vir hoe net te wys. Miskien is jy net jou eie vyand. Miskien is jy jou eie vyand, miskien is jy die een wat in die pad staan van jou seëninge.
van 'n voorspoed guns soos Jeremia 29 sê. Miskien is jy die ene wat in die pad staan, maar jy blame vir Vader, jy blame vir almal behalwe vir jou. Want jy sluit kompromie met die wêreld. Dan word jy pap. Met die tyd van Debora en Barak sien ons hoe hulle die stamme geroep het om te kom help. Asher het geld, huisie by die see, olie. Hoekom moet ons nou gaan help veg? Wat het Gad gedoen? En nou het Gad het gaan veg by elke boetiese plek, hulle gehelp, Naftali op, en hulle het gesettel as die gatekeepers van Jerusalem nog steeds bly veg. Maar Asher sê nee wat? Ons is gesorg hierbo. Sorg dit van julle eie dingetjies uit. Goed, Gideon, daar is 'n stuk van Gideon, roep ook almal om hulp. Wat doen Asher? Hy daag nie op vir die geveg nie. Hulle was in 'n comfort zone. Goeie boerdery. So kom ons stuur olie vir die mense. Of klomp geld vir die leviete. Dan het ons mos nou genoeg. Dan hoef ons dit te gaan veg nie. Ons kom net 'n bietjie olietjies gee op die geld. Abba het hulle geseën mos as kinderbuilders. Hoekom moet hulle veg? Maar wat van die geveg? Wat het Jakob gesê oor Asher? Hulle moet koninklike lekkernye lewer. Nie sit op jou bout en hulle sal kom haal nie. Jy moet gaan lewe. Daar's 'n aksie. Die Engels sê heal the kingdom. Hulle moes gaan die koninkryk gaan regmaak, gaan gesond maak met olie. Die bruid gaan nie geheel word as jy bly sit en net geld stuur nie, boetie en sis af. Daar moet 'n aksie wees. Jy moet gaan disippels maak. Vader sê in Matteus 28, gaan maak disippels, leer hulle en doop hulle. En nie van sit, die disippels sal na jou toe kom nie. Moet gaan. Of hy sê soek die koninkryk eerste. Maar ons mensdom is vandag gemaklik. Baie mense sê net, kom ons gee net 'n 10de, dan het ons ding gedoen. Boetie en susse, almal het vir die leviete gegee. Maar almal het ook iets gedoen daai tyd vir die koninkryk. Jy kan dit duidelik sien deur te kyk na elke stam. Elke stam moes geld gee, iets gee vir die leviete. Maar elke seun het nog steeds moes ander dinge ook doen. Hulle het ook 'n roeping gehad. Ons moet gee, maar ook gaan, soek, doen. Abba Jahweh besit alles. Hy besit al die geld. Hoor gou gies. Psalm 24 sê, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan en die wêreld en die wat daarin woon. Alles, die aarde, nie net Suid-Afrika of Amerika nie, die aarde behoort aan hom en die volheid daarvan. Haggai 2 vers 8 sê, Vader Jahweh sê, aan my behoort die silwer, aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. Vader besit alles. Hy besit jou skuur, wat jou bankrekening is. Hy besit die goud. Ek dink baie mense daar by Wall Street sal dit nie like as ek vandag dit vir hulle sê. Maar Vader Jahweh besit dit, hy sê dit. En hy kan môre dit vir jou gee. Wys vir Abba, jy's 'n steward daarvan. Wys vir Abba dat jy kan met dit werk en jy gaan hom nie verloor, hom vergeet as jy wel daai geld kry nie. Wys hom. Want baie keer kry mense 'n deurbraak in hulle lewe en dan verloor hulle Abba. Vader gaan dit nie toelaat. Wys hom eers jy kan met daai geld werk. En jy gaan sy koninkryk soek met daai geld. Nie jou 'n nuwe paar skoene of 'n beter kar nie. Nee, dit kom later. Hy sê soek eers my koninkryk. Dan sal Vader vir jou gee as dit sy wil is.
Maar begin hom vra vir 'n goue, vir goud. Begin hom vra vir silwer, begin hom vra vir 1000 beeste. Dit klink nou simpel. Vra vir hom vir 1000 beeste. Hy sê, Dawid beskryf 1000 beeste op die berge behoort aan U. Vra vir hom vir 'n bees. Vandag is bees baie geld werd. En Vader sê hy besit dit. Vader bly vir jou gee as jy dit nodig het, deur sy genade, maar sy wil. Sy wil. Daar waar jou plaas in jou lewe, daar waar jou roeping is, sal hy voorsien. Daar's 'n erfporsie vir elkeen van ons. Begin Vader vra vir dat hy jou sal seën, jou roeping sal seën met die erfporsie wat uitgelê is vir jou roeping voor die uitdag van die wêreld, voordat jy gebore is. As jy het 'n roeping gehad, daar's vir 'n goeie goud en silwer of 1000 beeste vir hom gegee. Vir sy roeping om olie te maak, om olie te verskaf van die bruid. Nie net op hulle boude te sit en te geniet. Lekker huisie by die see te geniet. Dis die probleem. Vader Jahwe wil jou hart sien. Alles besit aan hom. Het jy nou geweet 'n tiende is die minimum? Dis nie maksimum wat jy moet gee nie. Dis 'n minimum. My vraag is dit belangrik nog vandag tiendes? Ja, dit was daai tyd toe. Die Lewiete het dit nodig gehad om te kon lewe. Hulle het gekies om Vader het sê, julle sal my erfgename wees, Lewiete. So as jy 'n priester van Vader Jahwe, hulle was die priesters gewees van Vader Jahwe. Hulle het gekies. En Vader Jahwe sê, van nou af sal julle my erfgename wees. En dan was hulle voorsien gewees in elke dorp waar hulle gebly het. Die Lewiete het geld gehad. Almal moes vir hulle gegee. So as jy 'n priester vir Vader Jahwe, as jy 'n roeping kry by Vader Jahwe, vra vir hom. En jy word vir hom 'n priester, 'n koninklike priesterdom, soos 1 Petrus 2 vers 9 sê. Daar waar jy priester, maar dan moet jy priester wees. Daar waar jy priester. En Yeshua is jou hoëpriester. Vra hom welsom vir jou erfporsie. Vir om 'n priester te wees. Maar as jy nie gaan priester nie, as jy nie 'n roeping gaan hê nie, hoekom gaan jy nou wil Abba vir jou meer geld gee vir jouself? Daar was 'n tyd gewees wat die Lewiete nie genoeg geld ontvang het in die woord nie. En hulle was forceer gewees om klein werkies te gaan doen om te kan lewe. En nu deur hulle wat gegaan het, die stamme afvallig geraak het vir Jahwe se woord. Die Lewiete was op stadium het dit so erg geraak dat hulle nie eers fondse meer gekry het van die mense af. Selfsugtig geraak. En daardeur die Lewiete gaan begin werk en hulle het afvallig geraak. So ja, behalwe besef dit dat die tiende die minimum soos ek gesê het, behalwe as jy nie kan soos die vrou met die muntstukke nie. Genesis 14 vers 18. En dit is baie belangrik. Vader sien nie hart weer gee. Na sy terugkoms van die oorwinning van Kebor, Leomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laaste sawe, dit is die koningslaagte, en Malgesedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die Allerhoogste was. Ons sal snaak, baie mense wonder altyd van Malgesedek. Maar ek gaan net nie sê wie ek dink dit is nie. Die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. En hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyand in die hart gegee het, gee hy hom die tiende van alles. Nie tiende van hierdie maand se salaris nie. Hy gee hom die tiende van alles. En die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir uself. Toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here, God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. Net gou ietsie, hoe het Abraham geweet hy moet die tiende gee? Dis hoe Vader sê, hy die wet, insetting en verordeninge op sy hart gehad. Voordat Moses op berg Sinai is. Abraham het nog steeds gehad. Vers 23, dat ek geen draad
en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem en alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê nie, ek het Abraham ryk gemaak nie. Niks vir my nie. Net wat die dienaars geëet het en die deel van die manne wat saam met my getrek het, en neer eskol en red laat dit hulle deel neem. So besef jy dat daar is mense wat in die woord, wat tot 50% gesaai het. Nie net 10% soos Abraham, van alles. Ek sê altyd, as jy oop hand het, dan kan jy ontvang. As jy hand toe is, dan kan jy terug ontvang nie. 1 Timoteus 6 vers 16 sê, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld, om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat alles ryklik verleen om te geniet. Stop. Dis nie wat vandag gebeur nie. Mense wat hulle rykdom, hulle hoop op hulle rykdom sit nie. Hulle rykdom wat hulle status gee, hulle identiteit gee, verloor hulle dit, en dan verloor hulle alles. Sit jou identiteit in Vader, kan jy al jou geld verloor, en jy bly nog steeds dieselfde. Dis dit, jy word gewaarsku daarteen. Vers 18, dat hulle goed moet doen, en ryk wees in goeie werke, vrywilliglik, mededeelsaam, is dit wat ons vandag doen, en vir hulle 'n skat weer weg lê, 'n goeie fondent vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan vererwe. Dis hoekom Vader Jahwe sê, dit sal moeiliker wees vir 'n ryk man om in die koninkryk in te gaan, gaan makliker wees vir 'n kameel deur 'n oog van 'n naald. Ja, maar dis die probleem. Die vyand kom, as jy Abba jou seun, kom gee die vyand vir jou, dan kom en jy het baie, dan kom vat die vyand, hy sê, nee man, jy moet kan nog 'n bietjie meer kry. Doen dit, jy moet nog, jy raak gierig. Dis die probleem. Hier sê hy, jy moet goeie werke, vrywillig, krygewig en mededeelsaam wees. Dit is absoluut wat die vyand sê, jy moet nie dit doen. Vir die ewige lewe kan vererwe. So is beter om te saai en mededeelsaam te wees. En baie belangrik, vrywillig. Dis nie 'n moet nie. Jy moet wil doen. Jy moet dit wil gee. Dit gaan oor daai hart waarmee jy gee vir Vader Jahwe. Abba sien jou hart. Abba sien. Vra vir Ruach HaKodesh, Heilige Gees, hy sal jou wys of jy genoeg gee vir Vader Jahwe. Het jy dalk daai gesindheid soos die vrou van die, waar hy laaste muntstukkies gegee het, daai weduwee? Daai tyd by die tempel, baie interessant, het hulle het so tipe van 'n koper ding gehad, wat lyk soos 'n trechter basis. So as hulle in die tempel ingekom het, dan het hulle muntstukke daar gegooi, dan hierdie muntstukke, soos jy moes gooi, dan het geluid gemaak. Ekskuus vir my geluide, maar ek het dit indink hoe dit gemaak het, verstaan soos in, as iemand soos hy beursie skit, daai geluid van geld. Nou hulle het, ek kan nie dink, jy stap hy ou in, kyk hier so mense, maak hy geluidjie, nog 'n geluidjie, ja, nog 'n geluid, en dis die ding, hulle het dit gedoen om gesien te word, om te gee. Dis die ding, jy moet nie dit doen om te sê, Abba jou sien nie, of sê, Abba, maar kyk, ek gee nou R10, nou soek ek R100 nie. Abba is nie 'n ATM nie. Hy is nie. Sit nou in en kry uit nie. In die bankrekening uit nie. Nee, meer uit hier, minder in daar nie, of meer, nee. Abba gee soos hy wil gee, maar hy soek die hart. Hy laaste muntstukkie, Vader, ek gee dit vir u. Dis die ding, en dit maak nie geluid nie. Hoor jy hierso wat sê Maleagi 3 vers 8? Mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle die hele nasie. As jy
jou tiende weerhou van Vader Jahwe af, wat die minimum is, dan roof jy by Vader Jahwe. En asseblief, ek praat nie oor tiendes vandag nie. Dit val net by en share. Want hulle het daai gekry, en hulle het hy sin. Hulle het hy sin. Kan jy dalk nie jouself van jou skatte in die hemel beroof eendag, as jy gaan toe is hierso nie? Waar verhoog met jou wees? Maleagi 3 vers 10 sê, bring die hele tiende na die skathuis, so daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here vir ons. Bring die hele tiende, nie net hy sê nie net, bring 'n tiende nie, of 'n 9de, of 'n 8ste, of 'n 30ste nie. Hy sê, bring die hele tiende na sy skathuis. En dan sê hy, beproef my tog. Dis Vader sê dit. Dieselfde wat hy sê, nou gegaan alles behoort aan hom. Goud en silwer. Bring die tiende en asseblief nie wat Abba gaan beproef. Ek is te nederig om Vader te beproef. Waar? Al sê hy so beproef my. Voel ek nog steeds, Abba, u wil. Nie van, Abba, ek beproef jou. Hy sê dit. Nee. Wees baie nederig vir Vader Jahwe. Hy sê daarso, beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die sprinkaan van julle afweer, sodat hy die opbrengs van die grond nie sal verwoes nie, ook nie die wynstop van op die land sal julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van heerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die Here van die leerskare. Ons is nie meer boere nie, ons het nie meer lande nie, ons het nie reën nodig, ons het reën nodig, maar ons is nie boere nie. Ons het nie meer sprinkane wat jou mielies sal eet nie, of wat jou plantjies sal eet nie. Maar ons het wel in hierdie ou wêreld. En daar waar jy is, daar waar jy werk, kry ons nie sprinkane wat ons wil verwoes nie. Kry ons nie daai sprinkane wat regtig waar soos in daai jakkalsies wat die hele tyd kom en jou wil teenstand gee, moeilikheid gee. Kry jy nie wat jy wens, Abba, laat my skuur, laat dit net reën, let dit reën, soos wat soms sing Michael W. Smith sing, let dit reën, let dit reën. Laat dit net reën bietjie asseblief, Abba, want ek kort voorsiening. Vader sê, sal die sluise oopsluit, dit is sy woord, wat jy kan spreek, soos Joshua gesê het, vyand, jy steel. Ek is onder covenant, ek gee my meer as my tiende, ek leef my roeping uit. Asseblief. Vader Jahwe sê hierso, hy sal sy sluise oopsluit van seëninge. Vader Jahwe sê, hy sal die sprinkaan uit my lande uithou. Dis tyd dat ons begin woord spreek. Dis so dat ons kan wys hoe om dit te doen. Toe die vyand hom aanval, het hom weerstaan met woord. Daar staan geskrywe. Begin dit lees. Begin Deuteronomium 7 lees van 1000 generasies. Gaan lees die blessings van Deuteronomium 27, 28 van die seëninge. Maar jy kan nie die vloeke kies en die seëninge verwag nie. Kan. Boetie en Sissa, ek wil afeindig met Jeremia 29, wat Vader het dit vir ons beplan. En as jy gaan kyk hoe Jeremia 29 vers 10, waar Vader Jahwe sê van daai, hoe hy daai, weet, vir Israel, ek gaan vir julle 70 jaar lank gaan julle wel in ballingskap wees, in Babylon. Want julle het gesond. Julle het kursus gekies. Julle het die tempel verloor as gevolg van julle sondes. Nehemia het dit mooi verduidelik. En maar ek sê Vader, na die 70 jaar, Jeremia 29 vers 11, en dit is mooi wat dit profeteer, want dit het gebeur. Sê, want ek weet watter gedagtes ek kan gaan na julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.
Dis wat Vader vir ons wil doen. Ja, gaan jy 70 jaar dalk in Babylon hê? Dis jou keuse. Maar Vader wil hê ons moet hoopvolle toekoms hê. Ek het vroeër gesê vandag, jy is een wat tussen jou en jou blessing staan. Dis jy. Vra verwag om te wees. Wat gaan jy met daai tyd doen wat Vader jou vir jou gee? As jy daai vryheid kry. As jy byvoorbeeld genoeg geld het en jy kan bekostig om af te tree. Hoe baie mense kan vandag sê, hulle is afgetree en hoef nie te werk nie. Hoe bevoorreg is hulle? Wat gaan jy met daai tyd doen? Gaan jy sê, nee, ek verdien dit nou om te gaan sit en te ontspan soos as jy? Of gaan jy gaan na die hospitale toe en bid vir die siektes? En help die arme mense. Kom kyk na die nations wat aangaan. Ek was hierdie week, ek en my vrou in Mamelodi Hospitaal gewees. In ICU, het ons gebid het vir 'n vrou daarso. Maar langs daarso, langs ons was daar 2 mense gewees, wat sleg. Met 'n vrou wat aan die regterkant gestaan het en gebid het, ek weet nie wat 'n familielid of 'n man of wat was nie, vir daai persoon. Dink myself, waar is die mense? Daai mense het gebed nodig. Daai mense het iemand nodig om met hulle te praat. Te lei na Yeshua toe. Waar is ons? Nee, ons sit soos as jy. Ons het ons nou olie gegee. Ons het ons nou geld gegee. Dis die punt. Ja, ek het vanoggend toe vra Vader, wat moet ek wys? En Matteus 25 vers 31. Waar Yeshua sê, en ek het direk terug gepreek, waar hy sê is dat hy sê also, ek skei die skape, die tyd kom van die skaap en die bok wat geskei gaan word. Julle het vir my nie kos gegee toe ek honger was of klere gegee om aan te trek. Yes, en hy sê daarso, as jy vir iemand kos gee, is dit goed jy gee dit vir my. Dis tydperk van skei. Abba sê, Yeshua skei, hy skei. Dis die parable, Matteus 25 begin met die parable van die 10 virgins wat nie olie het nie. Daarna praat hy van hy gaan die skaap en die bok skei. Ons begin om vir Yeshua te gaan buitekant werk. Om ophou om olie te wil kry, gaan olie koop en uit te gee. Want ons deesdae wil ons net olie kry. Ons wil kyk of ons gered is, ons reg is volgens die woord. Of ons dit gaan maak. Wat van die ander mense wat dit kan kry? Ons moet soos Asher begin olie gee. Maar uitgaan en gaan koninklike lekkernye gee. Nie net sê hierso is die olie nie. Gebruik dit nie. Dat ons begin gaan en olie vir die bruid vat. Olie vir mense vat wat olie nodig het. Sorg dat jy olie het. Want jy moet olie hê wat anders daai deur gaan toegaan. Die onverstandiges het nie olie gehad nie. Vader gee vir jou olie, is jou keuse of jy olie wil hê of nie. Hoor wat sê ek sluit af in 2 Korintiërs 9 vers 7. Dat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie. Want God het 'n blymoedige gewer lief. Hierdie som die hele preek vandag. Vader het 'n blymoedige gewer. Dink net hoeveel te meer van Abba Vader Jahweh 'n gewer lief wat uitgaan en gaan gee daar buite toe. Elkeen se keuse waar jy jou skatte wil bymekaar. Vir jou skatte op aarde klaar gebruik, dan gaan nie meer vir jou skatte eendag in die koninkryk wees nie. Of wil jy gaan skatte kry? Want Yeshua sê, my Vader se huis, daar baie kamers. Jou skat. Amen. Kom ons sluit. Vader Jahweh, ons eer U, Abba. Mag U naam geseënd wees. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.
Mag U naam geseënd wees, Yeshua, mag U naam geseënd wees, Ruach HaKodesh. Ruach, dankie dat U in ons hart bly, U in ons hart is. Vader, dankie dat U ons liefhet. Maar vergewe ons vir die kere wat ons net ontvang het en daai geleentheid gekry het in ons lewe waar ons kon verskil maak in die wêreld, waar ons dit net vir onsself geneem het. Dankie Yeshua dat U gesterf het, dat ons vergewe kan word. Maar ek bid vandag, Vader Jahwe, dat U vir ons, deur die Gees, U Ruach, ons sal wys wat U wil hê ons moet doen, Abba. Vader, dat U Ruach vir ons sal wys of wat ons gee vir U genoeg is, Abba. Of dit net die minimum is. Vader, ons lê onsself neer as die lewensoffers vir U. As die kinders wat bereidwillig is, Abba, om te gaan. Vader, mag ons soos hierdie Josias opstaan en sê, for as for me and my house, we will serve you, Lord, en ingaan in hierdie Kanaan in. Die land van melk en honing. Vader, ek spreek vandag in Yeshua se naam. As dit U wil is, Abba, dat U vir ons hierdie melk en honing sal gee. Vader, dat U vir ons hierdie goud en silwer sal gee, 1000 beeste sal gee wat ons nodig het, Abba, maar nie net vir onsself nie, Vader, want U is Jahwe Jare, U voorsien, Vader. U is ons provider, Abba, maar om heel eerste U koninkryk te soek, Abba. Abba, ons het geld nodig, ons het finansies nodig vir U koninkryk, Abba. So ons kan uitgaan en die arme gaan help en die weduwee kan gaan help, want U sê, U het daai blymoedige gewer lief. Wat nie uit dwang uitgee nie, wat nie dit moet doen met 'n swaar hart nie, maar wat wil gaan en gaan olie gee daar buitekant. Maar ek bid vandag dat U vir ons hier Ruach, die salwing, hierdie olie, Vader, soos daai olie wat uit daai 2 olyfbome van daai visie van Sagaria op hierdie menara loop, Vader, wat ons weet is 'n verteenwoordige bediening, bid ek vir daai olie vandag, Vader. Daai anointing wat U vir ons het, Vader, mag hierdie unity wees, Abba, mag ons hierdie olie so drup van Yeshua se baard af op ons as die bruid. En ons oliekannetjies vol maak, Vader, sodat ons so baie olie sal hê, sodat ons nie sal weet wat moet doen nie, en net sal luister vir U, en U ons sal wys wat ons moet doen met daai olie. Dat ons te veel olie sal hê, dat ons kan uitdeel daar buitekant. Vader, wys vir ons waartoe ons moet gaan, Abba. Wys ons, stuur ons, Vader. Stuur ons waartoe ons moet gaan, Abba. Vader, as ons mense moet gaan haal om hiernatoe te bring, wys ons, Abba. Vader, geef ons daai geleenthede, wys ons roepings, Vader, daai roepings wat U vir ons het in Jeremia 1:5 voordat ons gebore is, Abba, waar U op ons hierdie klaar voor ons gebore is, in ons moeder skoot gevorm het en hierdie roeping gegee het, Vader Jahwe. Bid dat ons eendag, as ons by U sal staan en in die koninkryk, Vader, waar U vir ons staan en waar ons krone kry, wat U vir ons sê ons gaan kry, Abba, dat U sal sê, wel gedaan, my kind. Wel gedaan, want ek het dit vir jou gegee en jy het dit gedoen. Maar broer en suster, as Abba Vader vir jou wys, maar dis wat jy kon wees. Dis wat jy kon wees in jou lewe. Abba, ek vra vandag, Vader, vir genade dat U ons sal wys. Sodat U ons enigste beskaamd sal staan daar so voor almal en die Vader, die koning sê, Yeshua sê, maar jy het dit nie gedoen. Ek het vir jou eintlik 5 muntstukke gegee, maar jy het gedink jy het net 1 muntstuk ontvang, of net 2. Jy het eintlik 5 gehad, maar jy het net 1 begrawe, omdat jy te bang was om te gaan. Omdat jy te bang was om met Mamelodi in te gaan, om tussen mense daar te werk, want hulle sal jou dalk aanval. Omdat jy te bang is. Vader, dankie vir genade. Geef ons, Abba, deur die bloed van Yeshua, as ons nie ons volle talente gebruik wat U vir ons gegee het. Dankie, Vader, vir vandag, Abba, en dankie vir voorsiening, Abba. Dankie, Vader, dat U sê, Abba, U sal die sprinkane van ons weghou, die jakkalsies uit ons velde. Dankie dat U sê, U sal ons skure volmaak, Vader. U het 'n beloftes wat U gee vir 1000 generasies. Daarvoor deur Yeshua. Volgens Galasiërs 3:29 maak dit ons sin, want Yeshua sê, deur my is jy deel van die beloftes wat gegee is aan Abraham, Isak en Jakob. En Vader, gee die beloftes aan Abraham. 'n beloofde land vir jou, Boeta en Sis. 'n Kanaan vir jou. Dis tyd dat jy uit die woestyn uitkom en net hierdie aantrek, hierdie swaarte heeltyd en hierdie omstandighede en besef daar is 'n beloofde land. En Vader sal jou beskerm teen hierdie hyenas
teen hierdie perde by, hy sal jou beskerm teen hierdie wese. Glo net. Stap covenants kind in daai water in en Vader sal hy water te oopmaak, soos hy vir Josua opgemaak, om in te stap in die belofte. Hou op om in die woestyn te wees, kind van Vader Jahwe. Hou op om jou huis, jou suka te bou op woestynsand. En begin om jou huis te bou, jou suka, jy is die tempel, jy is die suka, op die rots te bou wat in Jerusalem was, en dit is die rots waar Vader Jahwe sy kerk sal bou, en ons weet die rots is Yeshua. Dankie daarvoor Yeshua. Ons eer U. Dankie vir die seun Abba wat U sê, spreek dit uit aan Israel. Ontvang dit nou, Boeta en Sisai, die blessing wat Abba Jahwe vir jou het. Ja, Varecha Adonai Bishmarecha. Ja, Adonai Panevlecha Vichuneka. Yesa Adonai Panevlecha Viasemlecha Shalom. Vader Jahwe sê, bruid van Vader Jahwe, hy sê, covenants kind van Vader Jahwe sê, erfporsie is joune. Hy sê, sal jou seën sê. Hy sê, sal die seëninge vir jou gee. Hy sê dit. Al wat hy vra is doen net sy wet, sy insettinge, sy ordinge. Met ander woorde, wees lief vir hom. Vader Jahwe sê, hy sal jou bewaar. Glo dit net. Hou op om bang te wees, te vrees. Vader Jahwe sê, hy sal jou bewaar. Vader Jahwe sê, sy sal aangesig oor jou verhef. Hy sal kyk vir jou, soos hy gekyk het daai dag toe Yeshua gesterf. En Vader Jahwe sê, sy sal aangesig oor jou laat skyn, mag jy skyn, bruid van Vader Jahwe, mag jy menorah wees, mag jy gevul wees met olie, en die lig uitvat daar buite toe. Mag Vader Jahwe se lig val op die skadu's. Vader Jahwe seën jou vandag met shalom vrede. Hy seën jou. Gee jou juk vir Yeshua, en jou laste vir Yeshua. Want hy seën jou vandag met shalom. Dankie Vader, ja, ons eer U nou, en ons maak dit ons eie deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. En deur ons koning, ons hoofpriester, die seun van Jahwe, sy naam is Yeshua Mashiach. Ontvang ons dit nou. Amen. Amen. Like asseblief ons video, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.